Dankie span, dit was lekker om saam met julle te sing. Prys die Here. Pastoor Edmund, hulle is so 'n bietjie af die naweek. So ons gun dit ook vir hulle, dat hulle so 'n bietjie kan rus, nê? Ja, ek weet, hy hoef nie te rus van die kerk nie, maar al die ou goede. Ja, loof die Here. Nou, ek wil vanmôre 'n boodskap met u en ek het eintlik, ek weet ontsettende inligting, en ek moet nou versigtig wees om nie te veel inligting vir u te gee nie, so ek gaan die Heilige Gees absoluut moet vertrou om vanmôre vir my te laat gee wat vanmôre se mense moet ontvang. Daar gaan opvolgpreke kan wees op hierdie, want dit is so 'n belangrike onderwerp, en miskien, kyk, die kerk van die Here en veral die Pinksterkerk, nee, is ons wil net kan rejoice en spring en, jy weet, ons is lief daarvoor, ek is ook lief daarvoor, maar partykeer dan moet ons die kern van goed in ons lewe kry, wat belangrik is vir die oorlog wat ons daagliks stry. So, die kerk moet ook kosse kry, die kerk moet vaste kos kry, die kerk moet styks kry. En ek glo hierdie is bietjie styk vanmôre, so u gaan maar lekker moet kou, en vir die Heilige Gees vra om u te help, sodat dit deur u kan werk, en dat u regtig 'n beeld kry vanmôre, van hoe God wil werk, en hoe hy hom keer om te werk. OK, want die Here wil graag met elkeen van die werk, glo jy dit? Wie voel vanmôre, ek is te minderwaardig dat God deur my kan werk? Voel jy regtig so, Willie? Nee, kom ons bid vir Willie, hè? Kom ons bid vir Willie, Here, steek jy hande uit na Willie toe. Want u het hom waardig gemaak deur die Seun Jesus Christus. En daarom kan hy nie vanmôre onwaardig voel nie, want deur u wonderbare Heilige Gees spoel u deur hom vanmôre, en u maak hom die instrument wat u hom bedoel het om te wees. En hy vat vanmôre dit, en hy begin beweeg in die salwende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Halleluja, halleluja, dankie vir eerlikheid ook. Ja man, weet jy, ons moet eerlik wees. Ek bedoel, wat help het net ons almal sê net ja en amen as die pastoor sê. En dan wanneer jy uitloop, dan sê jy, maar ek sukkel eintlik met goed, maar ek is te skaam om dit te sê. Ons is kerk van die Here, ons is liggaam van die Here, en ons het nodig om saam te werk. Is dit reg so? So u gaan my ook verduur, nê? Is dit reg so? Baie dankie. Goed. So ons is elke dag in 'n daaglikse oorlog. Wie weet dit? Wie weet dit nie? Laat ek eerder so sê. So ons is elke dag in 'n daaglikse oorlog. Nou, om op God te vertrou, moet ek elke nuwe dag oorbegin. Ek wil hê jy moet baie duidelik, dis iets ontsettend belangrik. Jy moet elke dag oorbegin asof daar niks in die vorige dag gebeur het. Dis moeilik, nee. Dis moeilik. Elke dag is 'n nuwe geleentheid om te realign, sê bietjie daar's nou maar woorde wat ek vanmôre in Engels moet sê, wat nou, maar net, om te realign met God se plan vir jou lewe. Jy's miskien gister so bietjie van die pad afgestamp en so bietjie rondgeskit, maar vanmôre staan ek op, Here, en ek het gisterand gebid, Here, hierdie goed wat nou agter is nou verby, en ek gaan nou lekker in 'n rus ingaan, oor die woordskool, geniet daai rus, nee. Die rus wat ons gaan ingaan, ons gaan bietjie lekker Dinsdag verder daaroor gesels. So ek het afgelê die ou dag wat verby is. Ek het vir my in die rus van God ingesit vir die nag, en môreoggend staan ek op, want ek gaan 'n nuwe dag met Jesus Christus begin, en ek gaan vir hom vra om my krag te gee om die ou dinge nie weer saam met my te vat nie. Kan nie amen daarop sê? Jy kan nie elke dag die ou dag se goed te weer saamvat nie. Dis hoekom mense so swaar loop en swaar kry, want hulle dra te veel goed saam met hulle. Elke dag moet ons eindig in die vrede en die kommunikasie met die Heilige Gees, deur die dag wat verby is, die situasies wat God vir jou hanteer het, en wat jy miskien self wou hanteer het, is dit so? Want ons wil partykeer self uitsorteer, en ons wil self hanteer, en dan het ons regtig nodig om regtig by God uit te kom, want dis wanneer jy die hele nag skape tel. Wanneer jy dit self wil hanteer, en somme maak, en ja,
Ek sien die somme maak en die dinge klop nie lekker nie, want hoekom? Ek wil dit self hanteer. Het El kleintjies gesien, dat hulle so begin, net so op 'n stadium, dat die selfsug so bietjie inkom, dan sal hulle sê, self. En dis 'n groot probleem met die mensdom, ons self. Here, ek gaan self doen. Is te stadig, Here. Ek wil gou vir u vinnig 3 goed sê, wat baie belangrik is, en ek gaan vir u dit net nou op die bord gooi. Want dit is jou hele oorlog gaan deur hierdie ding gebeur. En as u dit gaan begin sien hoe God met dit wil werk, en ek weet nie of ek by alles gaan uitkom nie, maar kom ons vertrou die Here met wat ek moet uitkom. Die eerste ding wat ek vanmôre wil aanraak is die liggaam. En jy kan vir my daarso gooi 1 Tessalonisense 5 vers 23. En ek gaan dit vir u lees in die Engels, in die Amplified. And may the God of peace himself, say himself, sanctify you through and through, separate you from profane things, make you pure and holy, consecrated to God, and may your spirit and your soul and your body be preserved, sound and complete, and found blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, the Messiah. Hierdie is 'n mondvol. Want ons is nie op daai plek nie. Maar die Here wil hê dat ek en u na daardie rigting sal groei, totdat die Here Jesus ons vandag, miskien kom hy ons vandag al. Miskien kom hy my vandag al. Totdat die Here Jesus jou kom moet haal, moet jy groei na dit toe wat daar staan in 1 Tessalonisense, nê? So jy sê nou vanmôre, en ek wil nooit hê dat enige van u moet moederloos word op die toestand wat jy nou is nie, want elkeen is op 'n verskillende reis en plek met God. Verstaan nie wat ek nou vir u daar sê? Almal is not on top of the world nou. Almal is nie in hulle geestelike lewe so sterk dat hulle nou vir 'n man of vrou met 'n rolstoel sal sê in die naam van die Here Jesus staan op en loop nie. Maar jy kan dit doen wat die Here wil jou laat groei daarin, dat jy dit kan doen as jy jou gees gaan beskikbaar stel, en ons gaan net nou daarna kyk. Okay. Jou interaksie met enige iemand is deur jou liggaam. Het jy al gesien as ek daai oom, ek like jou baie, weet jy. Die oom wat hier voorsit. Wat is oom se naam nou weer, ek net? Oom Apie. Ek hou baie van jou. Jou gees is so mooi oop. Prys die Here. Okay, so ons interaksie met enige iemand is deur ons liggaam. Ek en oom Apie kyk vir mekaar en ons het interaksie nou met mekaar, want dis hoe ons as mens werk. En dan kom die Here en hy wil interaksie met ons liggame ook hê. Is dit waar? En dan kom hy en hy red jou gees. Hy red jou gees. Onthou nou, jou liggaam en jou sielsdimensie moet in plek kom, en hy word elke dag word hy ryper, en hy partykeer maak hy foute, dan val hy weer terug en dan kom hy weer. Is dit waar wat ek sê? So jou sielsdimensie en jou liggaam moet in lyn kom met wat God in jou gees gedoen het. Wie van u se gees is gewederbaar? Wie het tot wedergeboorte? Nee, jene. Halleluja. Jou gees moet mos by die Here uitgekom het, anders moet ek nou eers 'n uitnodiging gee. O Here, dankie dat u my gees wederbaar het deur die Seun Jesus Christus, dat ek kon sê, kom verlosser van my hart, en kom verlos my van my sondes en ongeregtighede, en blaas u asem in my gees. Jo, man, weet jy, toe ek so klein seentjie was en ek tot bekering kom, toe word my liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, en die Gees van God kom woon in my gees. Halleluja. Sê Heilige Gees, welkom. Welkom in my gees, halleluja. Welkom dat u hier bly in my gees. En toe begin jou liggaam 'n besitting van God word. En jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie, sê die woord, want die Gees van God het gekies om in jou liggaam te kom bly, want hy sê, jy's 'n tempel van die Heilige Gees.
Maar hier is stirrings en goed wat gebeur, julle, wat verskriklik is, en miskien, ek weet nie wat net ek is wat dit elke dag beleef nie, maar hier's goed wat hier gebeur, al is ek wedergebore. Die tweede ene is die siel. Kom ons lees gou oor die siel. 3 Johannes 1 vers 2 in die Amplified. So, kom ons vat so 'n bietjie aan ons siele. Ek moet bietjie my siel se hare net bietjie reg kry, want hy Beloved, I pray that you may prosper in every way and that your body may keep well, even as I know your soul keeps well and prospers. Jou siel is 'n baie belangrike plek wat gesond moet wees. Jou siel, en ek gaan nou met 'n bietjie meer praat oor die siel. Die siel is die groot culprit. Die siel is die moeilikheidmaker, want hy is die besluitnemer. Wie se siel neem nie die besluite nie? Die siel neem besluitneming, en die siel is mind, wat jou imagination en alles is. Jy kan ons imagination partykeer weghardloop met ons, hè? Dat jy moet hom partykeer bestraf, hè? Dankie my suster. En dan jou wil, wat ek wil hê, is myne. Huh? En dan die derde ene, jou emosies, wat jy voel en ervaar. Hy het my nou weer skeef aangekyk. Kyk wat het hy nou weer aan my gedoen. Ek sê vir mense nie, julle moet my maar, veral nou dat ek ouer word, julle gaan my maar moet opvreet soos ek is. As ek jou naam vergeet, moet jy my maar vergewe. Pastoor het alweer my naam vergewe. Vergeet. Ek gaan dit vergeet, nog dalk meer as ek ouer word. So kry my lief. Jou siel is mutual ground, sê mutual ground. Tussen jou liggaam en jou gees. En ek gaan nou vir hierdie prentjie wys. Hou hom nog so 'n bietjie. Die siel is die plek waar jou vrye wil uitgeoefen word. En almal goddelose en gelowiges het 'n siel. En 'n hond het ook 'n siel. Maar ons sal eendag bietjie net praat oor kan hondjies hemel toe gaan. Kom ons los daai ene. Kom ons los hom nou. In die gelowige se siel, sê God, het hy sy asem van lewe ingeblaas. Halleluja. Prys die naam van die Here. Het u gedink toe Adam, so toe God sy mond oor Adam se mond en sy neus in sy neus, en hy blaas die gees van lewe binne in hom in. Wat 'n wonderlike dag wat. Ja, ons weet, dat is baie goed weggeneem, maar dit is teruggegee deur Jesus Christus. Jy het God se lewensasem teruggekry, toe Jesus sy asem op die kruis uitblaas, halleluja, toe kry jy die asem van God in jou hart en in jou lewe, man. Ek is opgewonde. Ok, kom ons kyk gou na die gees. Die gees is jou konneksie met God. Dit is jou diepste binneste, jou inner being, en jou identiteit wie in Christus is. Kom ons lees gou 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 12. Yet to us God has unveiled and revealed them by and through His Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the divine counsels and things, hidden and beyond man's scrutiny. God het vir jou soveel dinge in stoor. Wanneer jy jou gees gaan oopmaak, dan gaan God goed in jou inblaas. Hy gaan vir jou begin goed gee. Hy gaan vir jou geheimenisse. Wie het al geheimenisse van die Here gekry? Wie het al revelations gekry? Wie het al openbarings van die Here gekry? As jy dit nie kry nie, dan moet jy begin soek daarna. Is ek klaar? Nog nie, ekskuus. For what person perceives, knows and understands what passes through a man's thoughts
except the man's own spirit within him. Just so no one discerns, comes to know and comprehend the thoughts of God except the Spirit of God. Wie ken God die beste? Wie ken God die beste? God die Heilige Gees. Hy weet alles van God. Hy weet alles van die woord. Mense is nou so geneig. Kyk, dis hoekom die natuurlike mens sal nooit God kan verstaan nie. Want hy verstaan nie dat hierdie Bybel is deur mense met ink gesit, maar is geskryf deur die Heilige Gees. Dis hoekom hulle sê, maar dis 'n boek deur mense geskryf. Kom eers in die Gees, dan sal jy weet dis deur God geskryf. Halleluja. Praise sy naam. Now we have not received the Spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit who is from God, given to us, that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessings. Sê dis myne. So freely and lavishly bestowed on us by God. Dis so baie. Dis so baie. Geen een ken jou gedagtes soos jou gees nie. Kyk, jy kan baie vir my wegsteek, nee, dis waar nie. Behalwe as die Here nou dalk vir my openbaring oor jou gee, kan jy vir my baie goed wegsteek, want net jou gees weet wat in jou lewe aangaan. En daarom moet jy ook sê, Gees van die Here, deursoek my gees en kyk of dit reg is vir u. Maar ons wil dit mos nie doen nie, nee. Net nou sê iets wat ek van hou. Net nou sê ek moet iets los wat ek van hou. Oh, God se geheimenisse, sy intensies met jou, sy begeertes vir jou. Oh, halleluja. Oh, die Heilige Gees weet presies hoeveel krag van God daar in jou kan wees. En hy wil dit so graag aan jou openbaar deur jou Gees. OK. Alles wat jy nodig het om te weet oor die Heilige Gees en oor God, vra God se Gees. Begin dat hy jou leer hoe om sy Bybel te verstaan, hoe om die woord van God, dat die kleur sommer so, man weet jy, ek sien dit baie keer, hy highlight sommer vir my dit. Baie keer dan lees jy net die woord, en jy lees die woord, is net 'n klomp woorde en so, en dan ewe skielik, dan kom die Heilige Gees, dan kom dit of hy sommer so oranje of groen uitstaan vir my. Ek sê nou sommer nou, en dan sê ek, maar wow, wat het ek nou? Ek het hier al oorgelees en ek het nooit so verstaan nie. Dankie Heilige Gees. Die Gees openbaar aan jou die grootheid van God, die wil van God, die plan van God vir jou lewe. O, jou Gees, die Heilige Gees kommunikeer deur jou Gees, understanding mysteries and divine secrets of God. OK, nou kan jy gooi vir my gou daai prentjie. Die eerste ene, OK. Ek en jy is 'n outer man, nee, daarso, en dis die deel wat ons kan sien. OK, so wat is dit? Dis die body, die liggaam, nee. Nou, aan die ander kant is die inner man, wat ons nie kan sien nie, en dit is die Gees. Die Gees, nee. Nou, in die middel, die twee gaan oor mekaar, die twee sirkels gaan oor mekaar, want in die middel is die culprit, the soul, die een wat besluite neem, en die een wat beheer moet word, deur die inner man, eerder as die outer man. Is jy by my? Ek wil hê jy moet gou iets sien in die gees oog, en die boere sal het dalk, François, ek weet jy gaan dit mooi sien, want ek weet nie of ons wat in die ou stede leef, so slim is soos die boere nie. Ek wil hê jy moet sien, jou inner man, jou gees, wil die Here heeltyd deurblaas met sy Heilige Gees, en hy wil dat alles wat verkeerd is in jou lewe, wil hy deur sy Heilige Gees, deur jou blaas, maar nou kom daar die soul wat daar in die middel is, en hy stop dit met 'n valve.
Het julle pype wat julle, so ek sien nou dit in my geesoog, want ek het dit gesien toe ek seker op die plaas 'n seentjie was. Maar jy het 'n ding, het so 'n pyp wat deurloop en dan het jy 'n kraan wat jy kan toedraai en 'n kraan wat jy kan oopdraai. Frans, so is dit so? Stopkraan of wat? Is dit reg so? OK. So, nou wat gebeur is, God wil almal genees, glo jy dit? God wil u almal bless, glo jy dit? God wil u almal red, glo jy dit? Maar nou kom hy en hy blaas van die hemel deur jou gees, deur sy Heilige Gees, en daar by die sul kan jy besluit, gaan ek die stopkraan oopmaak, sodat sy gees deur my gees kan blaas, binne in my liggaam kan blaas, en my die oorwinning kan gee. Oh, help hulle Here, laat hulle net sien. Sien jy dit? Sien jy dit? Ek sien dit. Nou, wat nou nog verder kan gebeur, is die liggaam kan ons nou die ander kant weer 'n welf hê. Is dit reg so? So die liggaam kan nou besluit deur sy senses, en ek gaan nou nie al die senses, jy weet wat die 5 senses is, maar ek wil eintlik die 2 gebruik wat die meeste moeilikheid maak. Dis die sien en die hoor. Nou hoor jy iets hier in jou liggaam en jy sien iets, en nou blaas die liggaam weer na die gees se kant toe deur die siel. As die siel dit oopmaak, dan blaas hy die gemors na die gees se kant toe. Is jy by my vanmôre? Steek net die hand op as jy dit verstaan. So God wil hê dat jou gees beheer sal vat van jou vlees. Wat sê die woord van die Here? Moenie die vleeslike dinge voed nie. Wat het jy al gehoor, die swart hond en die wit hond? As jy die swart hond heeltyd voer en die wit hond nie kos gee nie en jy laat hulle beklei, wie gaan wen? As jy die wit hond voer en hy beklei teen die swart hond wat nie kos kry nie, wie gaan wen? Dis presies alles beginsel. Draai die welf, Sister Grace, draai die welf van jou gees oop, om deur te spoel, deur jou sielsdimensie, in jou liggaam in, en dat jy 'n oorwinnaar is, en begin op en af spring, en sê die liggaam is in oorwinning, halleluja, die liggaam is die tempel van die Heilige Gees, hierdie liggaam staan op en sê wat God sê, om te doen, halleluja. Of jy kan toelaat dat die liggaam jou heeltemal beïnvloed, verkeerdelik beïnvloed, elke dag, en jy is in hierdie verskriklike oorlog, en die gees verloor, al is jy 'n kind van die Here. Is dit waar? Want as jou liggaam die hele tyd wen, wat jy sien en proe en ruik en, ek moet maar die proe gooi. Miskien is daar goed wat jy proe, wat dalk die Heilige Gees sê, hy hou nie baie daarvan nie. En ruik. Wat nog voel? Ja. O Here. OK. Gee vir my die ander enetjie. OK, so ek het nou vir julle dit gesê. So die body gebruik senses, en nou sien jy iets, en nou hou jy daarvan. Nou gooi die body dit na die siel toe, en die siel sê, OK, ek moet dit seker nou maar eers deur gooi na die gees toe, laat die gees sê wat hy sê, wil sê, so die liggaam sê, hey, ek like hierdie ding wat ek nou gesien het, die siel sê, ek sit so 'n bietjie in die middel nou, ek gaan nou eers besluit, OK, kom ek stuur dit gou na die gees toe, dan kyk ons wat sê die gees, en dan sê die gees terug na die siel toe, it's unrighteous, dis verkeerd wat jy nou doen, ek kan dit nie aanvaar nie. En dan sê die siel, hoor jy, die gees sê, body. Die gees sê, nee. En dan kan daar nou 2 dinge gebeur. Die body kan sê, OK, ek het al so gegroei in my geestelike lewe, dat ek gaan nou sê ja vir die gees. En ek gaan begin wegkyk van daai dinge wat ek nou na kyk. En ek gaan begin ophou om te praat, wat hy wil hê ek moet praat. En ek gaan by die gees invul. En die gees gaan my ophou. En dis waarvan Paulus praat. Hy sê dat jou gees kan sterk word. Halleluja. Maar dis die hele dag 'n oorlog.
Die body en die soul hulle is nogal twee pelle. Hulle hou meer van mekaar. En die siel sal nou sê, ag man, weet jy, dis nice daai wat jy nou gesê het, hoor. Ek sal maar vir die gees sê, maar ek dink kom ons doen dit liewer. En partykeer kom dit nie eens by die gees uit nie. En dan verstaan jy nie hoekom jy 'n oorwinnaars kind van God is nie. Maar pastoor, ek is dan gered. Maar jy voer nie die wit hond nie. Jy voer nie dit wat God in jou inbou nie. Jy voer nie wat God deur jou blaas nie. Laat ek vir julle sê, as ons hierdie beginsel kan begin toepas hierdie week, dan kom ons volgende Sondag en mense wat met reistoele hier inry sal uitloop. Mense wat in finansiële krisisse sal hier uitstap en die Here sal 'n groot wonderwerk doen. Hoor wat ek vir julle sê. Mense wat in verhoudingsprobleme is, sal die Here in 'n oomblik deur mense wat hierdie beginsels begin toepas en vir mense begin bid, want weet jy wat gebeur hoe meer jy die Gees voed? Hoe meer vertrou jy in God. En hoe meer weet jy kan nie verloor nie. God, you're so good. You are so good. Die begeerte vir ons as kerk van die Here is so groot. En julle wat Dinsdae uitmis, julle Woensdae ook maar, by die bid hier. Maar julle wat Dinsdae uitmis hier by die woord, kry maar vir julle. Kom maar vir my aan, sit gou daar. Jesus, halleluja. Okay, ek begin afsluit. Ek het soveel inligting wat ek met u kan deel, maar ons sal dit met tyd doen. Die Here het my gelei na hierdie woord toe, om julle te vat na iets toe waar julle as kerk van die Here in oorwinning kan begin in beweeg. Die sienlike en die onsienlike. Waar kyk God? Waar sien God jou? As hy na jou kyk. Ek sien die oom, wat ek baie van hou hierso, so. Ek sien sy gesig, ek sien sy liggaam. Kan nie sy siel sien nie, kan nie sy gees sien nie, maar God kyk in die diepste, binneste, en hy weet presies waar elkeen van u staan met hom, ek ook. En hy weet, alweer net baie nodig in daai areas van sy lewe, en ek wil hom help daarmee, ek wil hom opbou, ek wil dat dit deur sy gees begin vloei, sodat hy meer as 'n oorwinnaar kan wees, want God wil hê dat ek en u meer as oorwinnaar wees. Kom ons lees net, het ek Samuel daar, nee? 1 Samuel 16 vers 7. But the Lord said to Samuel, ek wil hê jy moet weet vanmôre, God kyk nie na jou buite vanmôre nie. God kyk na jou binneste vanmôre. En God sê, ek wil jou help. Ek weet my kind, jy voel vanmôre, hierdie goed waaroor pastoor praat is te groot, maar ek wil vir jou wys, nee, ek is lief vir jou, ek gee om vir jou, ek het jou gered, maar ek wil aan jou gees werk, sodat hy jou siel en jou liggaam kan beïnvloed. Maar kyk wat gebeur. But the Lord said to Samuel, look not on his appearance or at the height of his stature, for I have rejected him. Dit is Saul, nee. For the Lord sees not as a man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Here, maak my hart skoon, Here. Blaas u gees oor my gees. Vanmôre. Ek het u nodig. Ek het die so ontsettend nodig. Die Here sê, en hy sê dit vir elkeen van u wat gered is, en ek glo dat die kerk is vanmôre almal gered. Die Here sê, voordat jy gered is, voordat ek my seun gestuur het om jou lewe te verander, het jy harde hart gehad, en ek wil hê jy moet hoor wat sê Jesegiel hieroor. A new heart, dis 'n profetiese woord vir Jesus Christus wat kom.
A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh. Kan ons vir die Here vra, doen dit in my lewe vanmôre? Sal jy die hande saam met my opsteek? Here, as daar harde harte is, as daar harte is wat in sekere plekke hard is, want ek weet, 'n kind van die Here wat gered is, het plekke wat hy sag is, maar as plekke wat ek nie vir God wil toegang gee nie, ek wil nie daai klep oopmaak daar nie, want Here, daar wil ek nie moet raak nie, en dis waar jou groot probleem en oorlog lê, want jy wil dit nie vir God oopmaak nie. Ek bid vanmôre dat mense dit sal oopmaak nou, Here. Sê ek doen dit nou, Here. Ek maak daardie plek oop, Here. Ek maak daai kanaal oop sodat U Gees deur kan blaas en my harde deel van my hart sag kan maak sodat U ten volle in my lewe en in my gees kan werk. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall heed my ordinances and do them. Jy sal sien, hoe meer jy met God begin 'n pad loop, die meer wil jy met hom 'n pad loop. Hoe meer jy voel, maar God is nou tevrede. Die Gees klap hande, die Gees is bly, my gees is so gelukkig, want ek het nee gesê in my siel en in my liggaam. Klap die Gees hande en sê, kom, ek kan meer van jou, meer van dit. Ek wil hê jy moet 'n volledige kind van God wees, meer en meer soos Jesus begin lyk. 2 Korintiërs 3 vers 18, ek het hom nie daar nie. Maar as jy hom vir my kan kry. I want to look more like Jesus. Ek wil meer soos Jesus lyk. Here, help hierdie kerk van nie om meer soos Jesus te lyk. Prys sy wonderbare naam. Halleluja. Ek gaan nou nog net, het ek daai versie het ek klaar gelees, nee. Jy kan daai vir my gooi en dan wil ek net 2 verse nog lees. 1 Johannes. Okay, and all of us, say all of us, with unveiled face, because we continue to behold in the word of God. Sê, daar's die spieël. Sê saam met, daar's die spieël. Waar is die spieël? The word of God. As in a mirror, the glory of the Lord are constantly being transformed. So, begin die Gees wen môre deur die dag. Wat gebeur? Ek begin meer soos Jesus lyk. Mense begin sien, wow, kyk hoe lyk hy, kyk hoe lyk sy. Okay. Being transfigured into his very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So wanneer jou gees toegang kry deur jou sielsdimensie na jou liggaam toe, dan begin God al hoe meer in jou, jy begin al hoe meer gevorm word om meer soos Jesus te lyk. Is dit vir jou mooi? Ja. Okay, laaste tekste. Dan sluit ek af. Nou, is dit 1 Johannes 5 vers 18. We know absolutely that anyone born of God does not deliberately and knowingly practice committing sin. Man, wanneer jy mos die Here lief gekry het en jy begin sy wil doen, gaan jy sommer maar net sondig. Dan moet jy gaan seker maak of het jy regtig tot bekering gekom. Practice committing sin. But the one who was begotten of God carefully watches over and protects him. Christ's divine presence within him preserves him against the evil, and the wicked one does not lay hold, get a grip on him or touch him. Wanneer jy jou gees voed en die Here begin jou al hoe sterker maak in jou gees, sal die duiwel nie sy kloue op jou kan sit nie, want jy is so sterk in die Here. Jy sê vir hom, luister vyand, ek weet mos dit kom ons nou nie van die Here af hierdie nie. Huh? Okay. We know positively that we are of God and that the whole world around us is under the power of the evil one. Weet jy dit? Maar sê ek is nie.
Ek is nie. Die Here het my mos gered. Het hy jou gered? Ja. Dan jy mos nie under the power of the evil one nie. No ways. And we have seen and know positively that the Son of God has actually come to this world and has given us understanding and insight progressively to perceive, to recognize and come to know better and more clearly Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ, the Messiah. This man is the true God and life eternal. Sê ek wil deel van Jesus wees. Sê saam met my. Steek jy hande op en sê ek wil deel van Jesus wees. Ek wil sy gees en my gees moet connect. Halleluja. Heilige Gees van die Here, kom leer my. Kom leer my gees om te eet dit wat U wil hê ek moet eet. En dan 1 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende. En ek wil hê 2 Korintiërs. Therefore, if any person is engrafted in Christ, the Messiah, he is a new creation. Hy's 'n nuwe skepsel, a new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. Sê ek is vars in die Here. Kom staan saam met my op vanmôre dat ons saam bid. Halleluja. Ek is vars in die Here. Halleluja. Die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Kom bid, kom loof so 'n bietjie die Here daar waar hy staan. Die Here het my 'n nuwe skepsel gemaak. Ek is gewas deur die bloed van die lam. Sy gees blaas oor my. Ek maak die opening oop na my siel toe. Halleluja. Ek maak die opening oop na my vlees toe sodat die vlees en die siel kan begin beweeg soos wat die gees van die Here vir my lei om te beweeg. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom ons steek almal ons hande na God uit. Here, ons het U nodig vanmôre. Ons weet daar's daaglikse oorlog. En ek bid vanmôre dat hierdie kerk die regte een sal voer. Ek bid vanmôre, Here, dat wanneer die vlees en die siel môre wil amok maak en sê nee man, ek hou van hierdie ding wat ek sien. Ek hou van hierdie ding wat ek nou gehoor het. Dan sê ons vir hom deur die gees van die lewende God, nee. Ek sê nee in die naam van die Here en jy gaan begin bewandel en wandel in die gees van God. Want moenie die begeerlikhede van die vlees meer doen nie. Begin wandel in die gees. We love you. We love you, Spirit of God. Ek wil hê die voorsangers moet vorentoe kom. We love you, Spirit of God. Here, ek bid vir dat hierdie kerk sal groei soos nog nooit nie. Here, iets moet gebeur in die mense. We love you, Spirit of God. Touch our spirits this morning. Leer ons meer van Jesus. Leer ons meer van die Seun. We worship the King. Wat het julle daar vir ons? Wat speel julle daar?